aan met die reeks aangaande Romeine. Nou, julle kan saam met my blaai na Romeine 8. Ek gaan aangaan met Romeine 8 vandag. Ek wil vir iets daardeur wys, wat in lyn is met laasweek se boodskap. Ek gaan nie baie lank preek vanoggend, ek dink ek is in staat om vanoggend so lank te preek. Maar ek gaan weer begin by, ek wil begin met Romeine 6, Romeine 5, kom ek gaan dit net deurgee, en dan in Romeine 7 vers 23. Die laaste gedeelte van Romeine 5, die laaste 2 verse, gaan jy sien hoe dit daar sê, dat waar die wet bygekom het, het die sonde bygekom. So met ander woorde, jy het sonde begin sien, as gevolg van die wet, maar waar die wet bygekom het, het die genade nog meer oorvloedig bygekom. So met ander woorde, daar is altyd meer genade as sonde. Jy kan dus nooit op 'n plek in jou geestelike journey kom waar jy uit genade uithardloop nie. Nou, kom ek bedoel, want daar is 2 verskillende konsepte met dit. Dit het te doen raak in jou redding. Dit kan wees dat jy in sekere lewenssituasies waar die Here jou waarsku rondom sekere goed, maar jy luister nie. Ja, daar kan jy uit genade uithardloop en jy gaan die gevolge dra. Maar in 'n konsep rakende sonde, wat redding en jou ewige lewe te doen het, kan jy nooit uit genade uithardloop. Dit is eenvoudig wat die skrif sê. Want die skrif sê, daar is altyd oorvloedig genade. Daar is baie meer genade as die sonde. Hoe meer die sonde raak, hoe raak die genade nog meer oorvloedig. So, dit is altyd in 'n surplus. Jy gaan nooit in 'n negative wees wat genade aanbetref, wat jou ewige lewe of jou redding vorentoe betref nie. Nou, as jy mens dit hoor, dan dink jy, of koppie sê onmiddellik vir jou, dit kan nie wees nie. Dan kan ek mos nou lewe soos ek wil, ek kan sonde doen soos ek wil. En dis eintlik wat dit sê, as jy dit net so luister. En daarom skryf hy Romeine 6 en 7. Nou begin hy met Romeine 6. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly lewe sodat die genade kan toeneem? Dan sê hy stellig nie, want weet julle dan nie dat julle saam met Jesus dood is, saam met hom graf toe, saam met hom opgestaan het, en dan praat hy oor die hele kant van jou identifikasie met Christus in sy dood, in sy graf en sy opstanding. So met ander woorde, is jy 'n kind van God, kan nooit uit genade uithardloop wat jou redding aanbetref nie, of die ewige lewe nie. Maar 'n kind van God, en dit is waaroor ek vanoggend gou vinnig wil gesels, wat werklik saam met Jesus dood is, wat saam met Jesus graf toe is, en wie Jesus opgestaan het, kan onmoontlik nie in die sonde bly toe lewe nie. Dit sal nooit sy gesindheid wees nie. En ek gaan dit vir u nou wys, want hy gee dit eintlik baie duidelik deur in Romeine 8. As 'n kind van God gemaklik is met sonde, en hy lewe met daai konsep, maar ek kan mos maar sonde doen soos ek wil, dan beteken dit, daar is fout in sy binnewêreld. Ek gaan vir u nou wys in Romeine 8, wat is fout in sy binnewêreld. Want dit is eintlik 'n bewys dat hy nooit die lewe ontvang het nie. So ja, jy kan daai stelling maak, en jy kan dit 100% glo, dat wat ook al in jou lewe skeefloop, raak in jou verhouding met God, ups en downs wat jy deurgaan, jy sal nooit, ooit uit genade kan uithardloop, raak in jou ewige bestemming nie. Dis eenvoudig dit wat God daar geplaas het, omdat hy sy kinders nie wil verloor nie. Genade is altyd in 'n surplus, is altyd in oorvloed, teenoor die hoeveelheid sonde wat daar in jou lewe is. Maar dit gee nie 'n lisensie om sonde te doen nie, nie in die hart van die ware wedergebore nie. Dit is onmoontlik vir 'n persoon, want wat is wedergeboorte? Ek het dit vir u verduidelik, wat julle van die goed nou julle reeks bygewoon sal verstaan, ek het vir u verduidelik, dat jy's in Jesus geplaas, jy het daai koevertjie gehad, wat ook al met die koevertjie gebeur het, het ook gebeur met die briefie binne in die koevertjie. So met ander woorde, ek is in Jesus ingeplaas, toe Jesus sterf, toe sterf ek, toe Jesus graf toe gaan ek saam graf toe. Maar toe Jesus opstaan, toe staan Jesus ook in my op, om in 'n nuwe lewe te kan wandel. So daar's nuwe lewe in my, en dit is die belangrike ding wat u vanoggend moet hoor, in die konteks hiervan is, daar is lewe in jou. As daar nie lewe in jou is nie, gaan jy ook nie die stryd teen die dood voer nie. Sonde word altyd gekoppel aan dood, die einde van iets. En as jy lewe in jou het, volgens Romeine 8, gaan die lewe in jou altyd die stryd voer teen die dood in jou. Dis eenvoudig soos dit is. As daar nie lewe in jou is daar nie lewe in jou nie. Dan stry jy ook nie teen die dood nie. Jy raak maar gemaklik daarmee.
Maar as daar lewe in jou is daar 'n stryd teen die dood, en dis die stryd van die kind van God. En dis hoekom Romeine 7 ook geskryf het is, jy saam met Jesus dood, maar jy gaan nog steeds in 'n stryd wees, en van hier af gaan ek oor na Romeine 8. Het sê, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed. Kan jy onthou, ek het die voorbeeld gemaak van die 3 verskillende lede. Die eerste lid is die lid van jou gees. Christus is in jou gees. Die tweede lid is jou siel, dis wie ek is jou emosies, waar jy wilsbesluite maak, waar jy lief het, waar jy haat, waar jy kwaad raak, waar jy vanuit sonde doen, en die ander lid is jou liggaam. So die mens bestaan uit 3 lede, gees, siel, liggaam, en daai 3 lede voer stryd teen mekaar, hulle is in 'n stryd met mekaar. Waar is die lewe? Die lewe is in jou gees, maar daar was voorheen dood, die sonders natuur, die ou mens wie jy was, toe Christus nog nie daarin was nie. Toe was daai 3 half amper sy gemaklik met mekaar, want hulle was braas, hulle was in 'n eenheid, in 'n unity. Maar die moment toe Jesus en die Gees in die een lid inkom, toe is die unity gedisrupt, want hier is nou lewe. Het lig gekom in die donkerte. En lig en donker is nie by mekaar nie, lewe en dood is nie by mekaar nie, hulle is in stryd met mekaar. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Dan sê Paulus, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus onze Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Hoor jy hoe sê hy dien? Daar is nog 'n konsep van beide, want hy doen beide. En hier is Paulus wat van homself hier praat. Beteken hy doen wat reg is in God se oë, maar hy doen ook die dood. Hy doen ook die dinge van die dood. Maar daar's 'n stryd in hom aan die gang. En daai stryd is ewig. Daai stryd is ewig. En dan gaan lees ons nou hier van Romeine 8 van 17 af. Ek het laasweek gepraat oor die ander gedeeltes van Romeine 8, hier is 'n bietjie in 'n ander konteks wat ek vanoggend vir u gaan uitlig. Ek wil graag, wie was die laasweek en ek wil dit graag vir u aanstuur, want ek dink tog u moet daarna luister. Kom ons gaan na Romeine 8:17. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou hier hoor jy klaar 2 goed, jy's 'n erfgenaam, jy gaan saam met hom ly, maar jy gaan ook saam met hom verheerlik word. Is 3 verskillende konsepte. Nou jy moet pas op vir Romeine 8 se bewoording wat hy gebruik, want Paulus gebruik sekere bewoordinge, en as jy nie die verstaan sy skryfstyl verstaan nie, byvoorbeeld in Romeine 8, as hy praat van in die gees, of wandel in die gees, dan is dit eintlik sy konsep, sy bewoording eintlik vir wedergeboorte. Dit het niks te doen daar eintlik met om to walk with the Spirit, soos in Galasiërs 5 nie. Dis 'n totale ander konsep, die bewoording wat hy gebruik. Maar jy hoor daai 2 goedjies daar, die een is suffering, en die een is heerlikheid. En dan Romeine 8 vers 18, nou gaan ek vir jy 'n hele gedeelte lees. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Kom ek stop net gevindig hier, dat dit vir u sin maak. Romeine 8 vers 1 begin met, daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dan het ons laasweek baie mooi gekyk na die gedeelte, die fantastiese gedeelte, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? En ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. En dit sê in Romeine 8 vers 31, wie sal ons kan skei van die liefde van die Here? Jy weet, al daai goed dat God vir ons is, nie dood nie, nie engele nie, niks kan ons skei van die liefde van God nie. So dit klink na die fantastiese goed wat daar gesê word. En dis die konteks rondom Romeine, maar binne in die hart van Romeine 8 wil Paulus baie duidelik vir jou iets wys van die menslike toestand, wat 'n stryd aanbetref in die lig van daai waarhede. Want die groot probleem van die evangelie wat mense verkondig, wat 'n blaatante valse evangelie is, want dit is nie wat Paulus leer nie, is dat as jy net jou lewe vir Jesus gee, is dit hierdie fantastiese ding. And it's maanskyn en rose. And it's just all your problems will stop. Dit is nie die evangelie nie. Want hulle haal net hierdie pragtige versietjies aan. Daar's geen veroordeling meer vir jou nie, broer. Daar's vrede tussen jou en God. En jy's meer as oorwinnaar in Jesus. En niks kan jou skei van die liefde van God nie.
En dis al wat hulle van Romeine 8 sê. En dan lieg hulle vir die mense. Ja, dit is in die hoeke, want dis die waarheid. Maar weet jy wat God wil sê is, selfs, en ek gaan vir jy nou wys, wat is dit wat hy wil deurgee in Romeine 8, raak in daai goed. Want die waarheid is, dat niks kan jou skei van die liefde van God nie. Nie dood nie, nie engele nie, nie die teenwoordige nie, nie toekoms, niks. Dis waar dat jy meer as oorwinnaar is in Here Jesus Christus. Dis waar dat daar geen veroordeling meer is vir jou in Christus Jesus nie. Dis waar dat deur die geloof is jy geregverdig en as nou vrede tussen jou en God. Dis absoluut die waarheid, maar in die middel daarvan is daar hengse stryd in jou lede, wat jy daagliks gaan voer. Nou wil ek net gou vinnig vir jou sê, een van die bewyse, want hierdie is die Satan so groot leuen. Baie maar as jy daai stryd voer en jy sê soos Paulus, ellendige mens wat ek is, wat is vir die eerste goed wat jy sê? Ek weet nie eens of ek eintlik gered is nie. Weet jy, dit is presies eintlik die teenoorgestelde. Die feit dat jy daai stelling maak, sê jy eintlik ek is gered. Dis juis 'n bevestiging dat jy gered is. Want dis die lewe wat in jou sê, ellendige mens wat ek is, nie die dood nie, maar die lewe. Want die lewe voer die stryd teen die dood. Die lewe in jou voer die stryd teen wat jy weet is nie reg nie en wat verkeerd is en wat nie in lyn met God se wil is nie. Maar hier is 'n stryd en jy kry dit nie oorwin nie. Paulus sê herhaaldelik in Romeine 7, en dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Want daar's 'n stryd in sy lede. En ek meen as jy na Paulus kyk, is hy seker die grootste apostel van almal wat ooit bestaan het. Maar daar's 'n stryd in sy binnewêreld aan die gang. En dan wil hy vir die kinders van God vandag sê, my broer en suster, al hierdie goed is waar, maar hoor goeie, jy gaan 'n stryd hê. As Romeine 6 van jou waar is, my broer, en jy saam met Jesus dood gegaan, en jy saam met hom graf doen, hy het in jou opgestaan, en jy's 'n nuwe mens, en Christus is in jou gees, en jy het lewend geword, dan moet jy weet, daar gaan 'n stryd wees. En jy kan daai stryd nie mis nie. As daar nie 'n stryd in jou is nie, dan is jy ongered. As daar nie 'n stryd in jou lede is nie, is jy so ongered soos 'n klip. En is baie keer wanneer mense dink hulle is so holy moly en hulle is fantasties en hulle doen niks verkeerd nie. Dis juist hulle oor wie ek 'n vraagtekentjie sit. Want as hy stryd nie in jou is volgens Romeine 8 nie, en Romeine 7 nie, dan gee jy eintlik jou game weg. Jy gee eintlik jou game weg. If there's no fight in you against death, dan jy 'n probleem. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg teen die heerlikheid van wat aan ons geopenbaar sal word nie. Nou net gou vinnig. Tot op hierdie punt sê gou vir my, was daar een woord van fisiese lyding? Nee, so hy praat nie hier van fisiese lyding nie, hoor. Het niks te doen hier in Romeine 8 met fisiese lyding nie. Dit is geensins die konteks nie. Die konteks is Romeine 7, hoe ellendige mens wie ek is. Die dinge wat ek wil doen, doen ek nie, en die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Het praat hier van innerlike lyding. Romeine 8 het niks te doen met fisiese lyding, wat mense word nou vervolg nie. Hierdie is innerlike vervolging. Weet jy wat se vervolging? Die kind van God is daagliks op vervolging. Vervolging volgens die Bybel en Romeine 8 het nie net te doen met fisiese vervolging. Dis vervolging van die dood wat die lewe in jou vervolg. As jy nie vervolging op 'n daaglikse basis beleef nie, dan het jy 'n probleem. Die kind van God sal vervolg word in sy binnewêreld. Eerste plek, al is dit nie fisies nie, maar is psigies. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid van wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Sien, hier het niks te doen met, dit gaan hierso oor, selfs die skepping beleef decay. Weet jy wat is die skepping se ground? Niks op die aarde was gemaak om te beleef wat ons beleef nie in sy natuurlike, oorspronklike intensie vorm van God nie.
Jy was nooit geskape eintlik om te sterf nie, jy was geskape om te eet van die boom van die lewe en tot in der ewigheid nooit te sterwe nie. Die tuin van Eden was nie geskape om te decay nie, dis nie waarvoor die goed nie was nie. Dit wat die natuur op 'n daaglikse basis belewe is vervloeking, is deel van die vervloeking wat die dood na vore gebring het. Dit is nie die oorspronklike intensie van God dat die natuur dit moes beleef nie. Net soos wat jy as mens, die oorspronklike intensie van God was nie dat die dood stryd moet voer teen die lewe in jou nie. Dis 'n wanbalans in jou binnewêreld, dis eintlik 'n onnatuurlike ding wat jy deurgaan. Daarom voer jy stryd teen dit. En die natuur selfs roep uit, o Here, verlos my net. Sien net Paulus wat uitroep, o ellendige mens wat ek is nie, want dit wat hy beleef is die sonde, die vloek van die sonde val, en hy beleef die sonde in hom, maar daar is ook lewe in hom, en dis die oorspronklike wat in hom is, want hy het nou lewe, maar in hierdie lewe moet hy dit nog deel met die dood, en is hierdie konstante stryd, en Paulus sê, ek kan nie wag dat ek kan heen gaan na Jesus toe nie, hoekom nie? Want dan is ek verlos van hierdie stryd. En die natuur roep net so uit, want hy wil dit nie meer beleef nie, die natuur is daagliks in 'n stryd teen dit wat hy van die vervloeking van die sondeval beleef, want eintlik wat hy wil beleef is sy oorspronklike, dit is om te lewe en te floreer. Maar hy beleef dood op 'n daaglikse basis, nes een ek. Nes een ek. En hy roep eintlik vir dat hy vrygemaak sal word van die slawerny. Weet jy wat hy het eers keuse nie? Ons is op hierdie aarde stryd wees. Dit sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baningsnood is tot nou toe. Dis baie sterk woorde wat hier gebruik word. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baningsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop. Nou hier is die belangrike ding en dis die stryd. Wat jy in jou binnewêreld beleef, en dis eintlik een van die bewyse dat jy gered is daai sigte. Die Engels sê dit eintlik baie beter, is groaning. Dis 'n skreeu hier in jou binnewêreld. En wat Paulus in Romeine 7 vers 23 sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dis dit nie presies wat in Romeine 8 gesê word nie. Dis daai groan in die binnewêreld. Hierdie heilige man van God, maar hy beleef die invloed van die dood en die sondeval en die vervloeking, dat hy se groaning in sy binnewêreld, ek kan nie afwag om verlos te word van hierdie liggaam van die dood nie, want hierdie stryd is besig om hom moeg te maak. Hier's 'n groaning en 'n moaning en 'n sugting in sy binnewêreld, en al wat hy eintlik wil doen is, hy wil baar. Hy wil eintlik hê die nuwe lewe moet na vore kom, dat die oue net op hierdie aarde kan weg. Daai groaning in jou, it's one of the biggest signs that there is life in you. En baie maal wil ons daai groaning weg hê. Dit sal nooit weg hê, my broer. As hy groaning weg, dan het jy nie lewe nie. You need to groan. It's life in you that's groaning. Dis die lewe in jou wat sug. Hy sê, en hierso sê hy, want ons is gered in hoop. Jy is gered in hoop, want jy kom, maar kyk wat beleef jy. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Jy is gered in hoop, want daar is hoop. Maar dit wat jy nou beleef, want wat jy in die fisiese sien en beleef, voel vir jou soos geen hoop nie. Want wat beleef jy? Dood, en 'n heeltydse stryd teen die dood, en jy voel party daar soos 'n failure, en jy voel veroordeel, en jy voel as jy vrede tussen jou en God nie, en jy voel dat God het jou nie meer lief nie, en jy voel dat God is teen jou, en jy voel nie meer soos 'n oorwinnaar in Jesus, jy voel soos 'n failure. Die feit dat Romeine 8, gewoonlik is die Bybel vir jou sê, daar's geen veroordeling, nie beteken, jy gaan veroordeling beleef van die Satan. Die feit dat God sê, daar is nou vrede tussen jou God, Romeine 5, beteken, jy gaan baie keer in jou geestelike lewe kom, waar jy nie vrede gaan beleef met hom, jy gaan glo, daar is nie meer vrede nie, God is ongelukkig met jou.
Die feit dat Romeine 8 sê, maar niks kan jou skei van die liefde van God nie, wil jy gaan op daar kom in jou geestelike lewe, wanneer jy hierdie goed gaan beleef, want jy voel God het jou nie meer lief nie. Want die dood het baie maal die oorhand gekry op sekere dae in jou lewe. Die feit dat Romeine 8 sê, jy's meer as oorwinnaar in Christus Jesus, wil vir my baie duidelik sê dat die teenoorgestelde gaan waar wees in jou geestelike wandel, dat jy gaan party daar soveel nonsens aanjag, dat jy gaan voel, jy's 'n failure. Maar God sê, nee my broer, my kinders. Wat hy eintlik in Romeine 8 wil sê is, ek verstaan. Selfs die natuur verstaan. Want selfs die natuur groan en roep uit en sug en wil eintlik net baar en wil eintlik hê die seuns van God moet openbaar kom sodat jy 'n einde kan kom in hierdie stryd teen die vloek van die dood. Selfs die natuur verstaan die stryd in jou. Baie maal is dit jy wat nie self die stryd in jou verstaan. As die natuur dit verstaan, beteken God verstaan dit nog baie meer. He understands your suffering. En hy verstaan dat jy verstaan nie elke dag, en het voel vir jou in die fisies, ek is gered, en jy moet kastig in die hoop wees, maar jy is geen hoop nie, jy voel soos 'n ellendige mens, jy voel soos een wat heeltyd verstryd verloor, wat se, meer as oorwinnaar aan Jesus, waar is die? Nee, weet jy wat, hoe fyn werk hierdie ding, net die feit dat jy se stryd voel, en nie hierdie goed wil doen nie, maak jou klaar oorwinnaar, want die oorwinnaar is in jou, en hy voer die stryd. Net so kom ook die Gees, ons swak, kom ek gaan, sorry, praat bietjie die mekaar, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En wat hy wil sê is, haal jou oë van die fisiese af, plaas dit op die ewige, op dit wat aan die kom is. En wat hy eintlik vir jou wil sê is hierso, my seun, glo, jy is meer as oorwinnaar. Die feit dat jy 'n stryd voer, maak jou reeds 'n oorwinnaar. En jy is meer as oorwinnaar, want jy gaan 'n heerlikheid ontvang wat ver oortreffliker is as wat jy selfs kan dink. En wat hy vir jou wil sê, gaan jy in hierdie lewe deur net wat jy deurgaan, en al is dit hierdie hengse stryd, wil hy eintlik vir jou hierdie konsep van die natuur sê, selfs die natuur voer hierdie stryd, en selfs die natuur verstaan hoe jy voel, God verstaan jy voel, en weet maar al, trap jy klei, want jy gaan klei trap, want selfs Paulus het klei getrap, Ben, hoe ellendige mens wie ek is jy beter as hy? Wie ek trap ook klei, is jy beter as hy? Wow, nou hoekom dink ons is beter as hy? Want as ons klei trap, veroordeel ons self so in die grond, en dan speel ons hom in die hand van die dood. Dan begin ons sommer saam met die dood stryd teen onsself. Ons fight sommer saam met hom. Nie 'n glo slag, dat al trap jy klei, niks kan jou skei van sy liefde. En dis wat Romeine 8 eintlik sê. Jy gaan 'n stryd voer, en jy gaan tryklap, en jy gaan soos Paulus ook uitroep, o ellendige mens wie ek is. Weet jy wat wil God vir ons sê? Niks kan jou skei van jou liefde wat jy daar aanvang, want jy weet daai stryd is daar. Die natuur weet selfs die stryd is daar. Hy weet daar's 'n stryd teen die dood. Maar weet jy wat wil vir jou sê? Hou maar net aan hierdie stryd voer, my kind, want jy's meer as oorwinnaar in Christus. Ek weet daai stryd is daar. En ek weet jy in jou binnewêreld, weet jy party dan nie eens wat om te roep, jy weet nie meer wat om te bid nie, jy wil amper nie bid nie, want jy voel so en so, maar daarom het ek vir jou die gees van kindskap gegee, en die gees roep uit, en hy bid selfs namens jou, want hy weet presies wat om te bid, al kom jy op plekke in jou lewe, om met hierdie stryd so erg raak, en jy soveel negatief en soveel nonsens partymal in jou eie binnewêreld beleef, dat hy maar namens jou intree. En hy wat die harte, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, wat ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons met onuitspreeklike sigtinge. Hoekom dink julle staan hierdie verse hier? Nee, regtig, ek wil vanoggend net vir jou vra, want ons lees dit baie keer net as mooi versies. Hy skryf dit vir mense, wat seker goed in hulle binnewêreld beleef. En hy wil hê hulle moet seker goed verstaan, maar ek weet nie asof ons net oor die goed lees. Hy wil dit vir jou lees wat in 'n stryd is, in jou binnewêreld. Hy sê dit vir jou. Nie vir Daan, hy sê dit vir jou. Jy moet dit hoor vanoggend. Dis nie net mooi woordjies nie. Hy wil dit vir jou in jou lewenssituasie sê. Ek weet daar's 'n stryd in jou. En ek weet baie daar is daar so stryd in jou, dat jy so kleitrap, dat jy Paulus sê, ellendige mens wat ek is, dat jy nie eens weet wat om te bid nie, want jy weet nie wat om vir God te sê nie, jy het nie meer antwoorde nie, jy het amper nie meer vrae nie, jy wil ook nie eens meer weet nie, maar dan sê God, selfs daar het ek aan jou 'n middel gegee, die Gees, al weet jy nie wat om te bid nie, hy weet. En al bid jy nie eens, hy tree sommer deur jou in, so jy dink jy bid eers, maar daar's 'n lewe in jou wat bid.
Hy sê dit vir jou, nie vir iemand anders net nie. Hy het voorsiening gemaak vir jou met genade. Hy het voorsiening vir jou gemaak met die Gees, al weet jy selfs nie eens wat om te bid nie. Hy het voorsiening gemaak dat jy moet verstaan, hy verstaan die stryd in jou. Hy verstaan jy is in 'n totaal en al onnatuurlike posisie. Want dit is nie wat hy vir jou wou hê nie. Die mens was nie gemaak en saamgestel om daai stryd eintlik te beleef nie. Dit was nie sy oorspronklike intensie nie. Het geweet dit kom, want die mens gaan verkeerd kies, maar dit is nie wat hy eintlik wou hê nie. Ek gaan nie daai verder lees nie. Sorry julle, as ek 'n bietjie die mekaar oorkom, ek voel bietjie die mekaar in my kopie, hoor. Jy weet as jy so grieprig is of raak jy teen mekaar. Maar ek hoop die hart van God, van wat hy eintlik hier wil sê, kom deur in die vanoggend. As ek daarin slaag, dan is ek happy. 2 Korinte 4:16. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Hoor jy die ander bewoording wat hy net hier gebruik? Hy sê in dat die hoop in die fisiese lyk nie soos hoopie, want dit is net hierdie stryd. Want jy kan nie op hierdie fokus nie. As jy hierop fokus, gaan jy in die ellende sit, hoor. Want dit beteken jy is net besig om op dood te fokus. Ek wil regtig hê jy moet na laasweek se boodskap luister in die lig van dit. Maar begin fokus op die lewe, begin fokus op dit wat daar voor lê. Kolossense 3:1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. En hierdie is die belangrike ding. As jy heeltyd gaan fokus op die stryd in jou, want dit wat ek gaan nou klaar maak hierso, want hierdie is regtig belangrik, want dis wat ek vir een van die goed wat jy wil deurgaan in Romeine 8. Dus ek nou net vir jy gesê, hoekom is daar's nie skeiding, niks kan jy skei van die lief nie, want jy gaan party daar voel, God het jou nie meer lief nie. Hoe kan jy hierdie ellendige ding lief hê? Hoe kan ek hierdie goed aanvang, en daar's die veroordeling vir my, nee man strooi, ek is veroordeeld. En dan sê God, nee, jy is nie veroordeeld nie. En dan gaan daar voel soos 'n absolute failure, want jy fokus op die failure. Jy fokus op die sonde. Jy fokus op die skuldgevoel. Jy fokus op al die goed, en daai goed is die fokus van die dood. En ek het vir laasweek gesê, onthou, dood bring altyd einde aan iets. Dood is 'n einde van iets. As jy fokus op die dood, gaan jy die einde van jou liefde tussen julle twee beleef. As jy fokus op die dood, gaan jy die einde van jou vrede tussen hom beleef. As jy fokus op die dood, gaan jy 'n einde aan oorwinning beleef, want dood bring 'n einde aan iets. Hou op fokus op die dood, want anders gaan jou geestelike lewe baie maal tot 'n flippende einde kom. Jy gaan nie meer wil leef nie, alhoewel jy gered is. Maar begin fokus op die lewe, al is hierdie ander goedjies daar. Wat God wil sê is, ek weet, ek verstaan. Selfs Paulus is daardeur, selfs die natuur beleef dit. En ek wil nou vir die vraag vra, dink jy gaan dit nie dan beleef nie? As Paulus dit beleef, die natuur beleef het, dink jy is dan kwytgeskel van dit? Want dis hoe ons koppe werk. As ek dit beleef, dan dink ek is die grootste, jy gaan dit beleef, dis vir die woord sê, jy gaan met vrede maak daarmee. Vrede maak daarmee in die lig van, ek is nie gemaklik met die sonde nie, want daar's lewe in jou, jy is juist nie gemaklik daarmee, daarom beleef jy die stryd. Want jy voel, dis lewe in jou wat stryd voer teen die dood. En jy voel partymal soos die ellendige mens, as jy nie daai goed gevoel het nie, beteken dit daar's nie lewe in jou nie. Maar God wil vir jou vanoggend sê, ek verstaan. Paulus verstaan. Die natuur verstaan. En ek weet,
daar is 'n grounding in jou. Maar dit beteken, jy lewe. Jy voel soos 'n failure. Maar weet jy wat is daai failure wat in jou eintlik, die failure, en die feit dat die woord sê, ek hoop ek druk myself reguit, jy's meer as oorwinnaar in Christus Jesus, en ek wil hierdie, jy moet dit in hierdie ding nou in 'n ander lig vanoggend sien, en gaan afsluit hiermee. Want ons dink as ons meer as oorwinnaar is in Christus Jesus, dat daar's geen stryd nie, want ek het alles oorwin. Dis nie die waarheid nie. Weet jy, die feit dat jy voel soos 'n failure, beteken eintlik jy oorwin. Klink contradictory, nie? Want dis daai een wat veg. En die feit dat jy so voel, beteken eintlik jy wen. Dit klink nie reg nie, maar dit is presies wat dit sê, of eintlik beteken. Want anders is jy nie in 'n stryd nie. Weet jy, die feit dat jy so voel, beteken jy het nog nooit gaan lê nie, as dit beter verstaanbaar is as ek dit so sê. Die feit dat jy voel soos 'n ellendige mens, sê eintlik, jy het nog nooit tou opgegooi nie. Jy dink jy gooi tou op, maar daai stelling wat jy maak, sê eintlik ek het die tou opgegooi. Dit beteken eintlik ek oorwin nog al die pad. Dit het my nog nie eintlik oorwin nie, want ek voel die stryd. Ek voel nog soos 'n ellendige mens. As jy hoor wat ek vir sê in konteks van Romeine 8, is dit eintlik wat dit beteken. Ek is meer as oorwinnaar aan Christus Jesus. Beteken nie ek gaan alles oorwin nie. Dit beteken eintlik jy is besig om te veg en jy is 'n oorwinnaar, want jy het nie vrede gemaak en gemaklik geraak met die sonde nie, is wat dit eintlik beteken. You never gave up. Jy voel nog altyd die stryd, en al is jy moeg. En wat hy sê is eintlik, jy is meer as oorwinnaar, want jy gaan 'n stryd voer totdat hy kom. En dan is die finale. So you are more than a conqueror. To be more than a conqueror doesn't mean you're not going to have a fight. Kom ek sluit af. Ek voel 'n bietjie die mekaar vanoggend. Die griep het my lelik beet julle. Ek hoop die hart van God het vanoggend aan die oor gekom, al is dit bietjie die mekaar sif en skud, gooi wat moet weggegooi word, maar vat wat uit sy hart uitkom. Moenie gaan lê nie. Die feit dat jy nog nie gaan lê het, al voel jy soos 'n failure, beteken jy is meer as oorwinnaar. Maak nie saak hoe jy voel nie, he will still love you. Maak nie saak hoe jy voel, jy het in sonde verval nie. God sê, ek oordeel jou nie my kind. Ek het my seun reeds veroordeel, ek weet hoe jy voel. Maar staan op. En hou op fokus op die dood, fokus op die lewe. Dis die belangrike. En jy sal meer begin lewe beleef. Moenie dat die dood jou besig hou nie. Laat die lewe jou besig hou en begin lewe.